Wat 'n voorreg om met jou hierdie eerste aanlyn boodskap van 2026 te deel. Mag dit vir jou 'n baie besonderse jaar wees. Mag ek en jy saam opnuut ontdek hoe hoog en diep en hoe wyd en ver die liefde van Jesus Christus vir elkeen van ons strek. Ek wil saam met jou deel uit Psalm 72, 'n gebed vir ons in 2026. In Filippense 1 het Paulus 'n pragtige gebed vir sy gemeentelede in Filippi. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam hierdie gebed in die volgende woorde. Vader, ons bid dat ons liefde in 2026 al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat ons die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal ons op die dag wanneer Christus kom onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus geheel en al in die regte verhouding met God ons Vader wees, tot U lof en eer. Amen. Ek blaai saam met jou na hierdie besonderse Psalm 72. Ek wil eers begin deur 'n paar inleidende opmerkings te maak. Hierdie tyd van die jaar is dit natuurlik die tyd van nuwejaarsvoornemens. Maar nou weet ek ook al uit ondervinding dat wanneer ons by Februarie kom, dan het ons vergeet van ons nuwejaarsvoornemens. Want daar's 'n baie groot gevaar aan hierdie mooi drome wat ons het hier teen die einde van Desember. En die gevaar is dat ons fokus sal verloor as gevolg van 'n groot vyand, naamlik die ratreis. Voordat jy jou kom kry, het jy alweer soveel eisters in die vuur, dat jy heeltemal vergeet van al hierdie pragtige nuwejaarswense. Erik Ritz vertel eintlik die mooi storie van 'n baie goeie bloedhond wat in Engeland 'n trofeebok met die pragtigste horings gejag het. En terwyl hy hierdie bok jaag, kruis 'n jakkals die spoor. En voordat hierdie hond hom kon kry, hardloop hy agter die jakkals aan. Terwyl hy agter die jakkals aan hardloop, kruis 'n haas die spoor. En as hy hom kom kry, dan hardloop hy agter die haas aan. Terwyl hy agter die haas aan hardloop, dan kruis 'n muis die spoor. En so eindig die jakkals met 'n muis. En het hy heeltemal vergeet wat sy aanvanklike doel was, naamlik om die trofeebok te jaag. En dit gebeur as ons dit moet toepas in ons eie lewe, dat die eisters in die vuur net so vinnig vermeerder, dat onbewustelik ons heeltemal fokus verloor en vergeet van die pragtige nuwejaarswense wat ons hier aan die begin van die jaar in ons harte kom plaas. Ek wil vir jou so 'n bietjie agtergrond gee oor Psalm 72. Terwyl ek verlede jaar met julle oor die psalmreeks gepraat het ek vir julle daarop gewys dat ons in die psalmbundel verskillende tipe psalms kry, onder andere lofpsalms. Maar ons het ook klaagpsalms. En so is daar verskillende tipes en is Psalm 72 een van 10 koningspsalms wat ons in die psalmsbundel kry. Nou, in die Ou Testament sê die Bybel vir ons baie duidelik rondom die geskiedenis van die volk Israel, dat die konings van Israel het die baie belangrike taak gehad om ook regverdig op te tree teenoor veral die randfigure van die samelewing.
soos weduwees en kinders en arm mense, mense wat nie hulle self kon verdedig het in die samelewing nie. En een van die mooiste verhale daarvan lees ons sekerlik in 1 Konings 3 vers 16 tot 28, waar Salomo met 2 prostituie te doen het wat in dieselfde huis gewoon het en al 3 dae uit mekaar uit 'n babietjie gekry het. En een van die prostituie het haar kindjie doodgelê in die nag en skelmpies na die ander een se kamer toe gegaan en die 2 kindertjies omgeruil. En toe die ander een die oggend wakker word, het sy gesien, maar dis nie haar kindjie wat langs haar lê nie. En hulle gaan toe na koning Salomo toe, om by hom raad te vra en te sê, maar hy moet asseblief uitspraak gee, wie se kind was dit? En dan kom hy agter hoe dat hierdie 2 vrouens stry oor wie se babietjie nou eintlik die enetjie is wat dood is. En so het koning Salomo in sy groot wysheid gesê, maar saag die lewendige kindjie middeldeur en gee vir elkeen 'n stuk. En toe kom die ma van die lewendige kindjie en sê, nee, asseblief moenie dit doen nie. Gee dan eerder my kindjie vir die vrou wie se babietjie dood is. En dan sê Salomo, nou weet ek wie regtig die ma van hierdie kind is. En dan lees ons in daardie gedeelte so mooi aan die einde, dan as hy die uitspraak gee, dan staan daar, die hele Israel het gehoor van die uitspraak wat die koning gelewer het en hulle het hoë agting vir die koning gekry, want dit het vir hulle duidelik geword dat hy van God self wysheid ontvang het om regsaake uit te hou. En nou wat nou vir my baie belangrik is dat hierdie gedeelte wat ons vandag in Psalm 72 lees, is eintlik 'n gebed wat Dawid bid vir sy seun Salomo aan die begin van sy koningskap. En dit is 'n gebed waarin vir die volk voorbeding gevra word dat die koning, in hierdie geval koning Salomo, werklik die Here se wil sal soek tydens sy regeringstyd en dat hy sal sorg dat God se wil sal seëvier in die land Israel. En dit is my so 'n pragtige nuwejaarsgebed as ons dit toepas op ons eie land en op elkeen van ons. Want een van die mooiste nuwejaarsvoornemens wat ek ook in Matteus 5 vers 3 kry, is geseënd, 7 maal gelukkig, is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. En dit sluit my so mooi aan by Dawid se gebed vir sy seun Salomo. Here, gee dat my seun regtig met wysheid sal regeer en dat hy u wil sal ken. En ons lees dit in Psalm 72 vers 1 en 2 baie spesifiek. As daar staan, leer tog die koning, o God, om te regeer volgens u wil. Leer die koning om die reg te handhaaf soos u dit wil, sodat hy regverdige beslissings oor die volk sal vel en aan die verdruktes reg sal dit geskied. En dan as ons verder gaan kyk, dan sien ons God se droom vir 'n volk waar daar geregeer word in afhanklikheid van hom en volgens sy wil. En julle kan dit rustig vandag iewers self gaan lees, maar die voordele wat daar vir 'n volk in so 'n situasie bestaan, is dat daar blydskap sal wees, sê vers 3, dat daar vrede sal wees, dat die volk in vers 4 sal ervaar dat daar is beskerming vir hulle van die regeerder se kant af, harmonie en orde. Vers 5 sê so pragtig, dat een van die groot voordele sal wees, dan sal die mense van die land u kan dien, solank die son en die maan daar is, en hulle kinders sal vir u dien, van geslag tot geslag.
Daar sal reg en geregtigheid geskied. Daar sal goddelike voorspoed wees in so 'n land. Vers 11 sê, die ander konings sal voor so 'n regeerder buig, en al die nasies sal hom dien op grond van die rolmodel van diepe afhanklikheid van die Here en 'n soeke na sy wil. En dit sluit vir my so mooi aan by Filippense 2 vers 5 tot 11, waar daar onder andere staan dat, onthou Jesus Christus was die koning wat dit alles laat gebeur het, wat eintlik die volmaakte koning was, waarvoor Dawid bid. En Jesus, voor hom sal elke knie buig en elke tong erken dat Christus die Here is. En as ons verder gaan lees, daar vanaf vers 15 af tot by vers 17, dan is daar baie spesifieke gebede, 'n reeks van gebede vir die koning, wat ek vinnig met jou gaan deel. Mag die koning lank lewe, mag daar vir hom goud uit Skeba gebring word, mag die mense van die land gedurig vir hom bid, en die hele dag seënbedes vir hom uitspreek. Dit sluit so mooi aan in die Nuwe Testament by 1 Timoteus 2 vers 2, waar die Here die burgers van 'n land oproep om vir die regeerders te bid, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan hê. Vers 16, mag daar volop graan in die land wees, genoeg kos vir almal. Mag die oes so welig wees soos die Libanon, die graan so geil opskiet soos gras in die veld. Mag die koning se naam altyd onthou word. Mag sy roem deur so lank as die son daar is, sodat al die nasies hulle in sy regering verlustig en hom prys. En dan sluit hy af, alles tot eer van die Here God die Almagtige. Vers 19, mag die Here se verhewe naam vir altyd geloof word, mag die hele wêreld vol wees van sy majesteit. As ons hierdie psalm op ons van toepassing maak vir 2026, dan is dit vir my 'n pragtige gebed vir elkeen van ons se lewe. En ek wil 2 praktiese beginsels uitlig. Die eerste is, diepe afhanklikheid kom alleen wanneer ek en jy tyd in gebed met die Vader deurbring. Afhanklikheid groei vanuit 'n gebedsverhouding. En as ek praat van 'n gebedsverhouding, dan praat ek van 'n voortdurende gesprek deur die loop van die dag, elke dag met ons hemelse Vader. En wil ek amper vir jou 'n paar stilhou plekke gee waar ek en jy ons gebedslewe moet inoefen deur die loop van elke dag van 2026. Skielike skietgebede waar ek en jy net skielik besef, maar in die loop van die dag, ek het die Here in hierdie situasie brood nodig, en ek kan nou in hierdie omstandighede wat ek nou verkeer met hom praat. Ek praat van gebede saam met medegelowiges, waar ons saam tot die Here nader en mekaar bemoedig en versterk. Ek praat van gebede in jou persoonlike stilte tyd, waar ek en jy geloofsake waarmee ons dikwels worstel, op ons knieë met die Here uitsorteer. Dit is die enigste werklike manier van groei in afhanklikheid teenoor ons Here. Ek het 'n pragtige verhaal uit 'n Afrika dorpie wat ek in hierdie oomblikke met jou wil deel, waar die mense van daardie dorpie die Here Jesus as verlosser ontmoet het en hulle harte vir hom gegee het. En hierdie mense wat daar tot bekering gekom het, het besef dat hulle nie binne in die Afrika konteks waar hulle gekonfronteer was met soveel voorvadergeeste, dat hulle nie gaan volhard in die geloof
as hulle nie hierdie tipe van gespreksgebedsverhouding met die Vader gaan kweek nie. En word daar uit hierdie dorpie, het daar 'n pragtige getuienis voortgekom, dat die oomblik as daardie mense tot bekering kom, dan het hulle vir hulle 'n letterlike gebedskamer in aanhalingstekens iewers in die skepping naby die dorpie gekry. En elkeen het sy eie persoonlike veldpaadjie gehad waarin hy ten minstens een keer 'n dag gestap het en die Here se teenwoordigheid gaan opsoek het deur middel van gebed. En word daar vertel dat wanneer daar gras op van hierdie paadjies gegroei het, dan het die ander Christene dit gesien en dan het hulle die persoon wie se voetpaadjie dit was op 'n vriendelike wyse benader en vir hom gesê of vir haar, daar groei gras op jou voetpaadjie. En so het hulle mekaar bemoedig om in hierdie intieme gebedsverhouding met die Here Jesus te verkeer. Nou wat vir my net mooi bietjie laat dink het daaroor is, ek en jy kan mekaar aanmoedig deur hierdie tipe van gebedsverhouding met die Here te hê, wanneer ons byvoorbeeld by 'n rooi robot stop, dat ons oop oë sal bid en net weer ons afhanklikheid teenoor die Here Jesus Christus sal betuig. Dat wanneer iemand se naam deur die loop van die dag by jou opkom, dat jy net daar vir daardie persoon sal bid en sê, Here, ek weet nie hoekom hierdie persoon se naam by my opkom nie, maar bid die Here se seën en bystand en nabyheid oor daardie persoon se lewe. Hoeveel keer moet ek en jy in 'n lang ry staan om iets gedoen te kry en dan raak ons geweldig gefrustreerd. Gebruik dit as 'n geleentheid om dit wat die Here op jou hart sê met hom te deel. Wanneer ek en jy oefen, wanneer ons fietsry of in die veld gaan hardloop, gebruik dit as 'n geleentheid om gesprek te voer met ons hemelse Vader. Want dit alles het die effek dat daardie afhanklikheidsbesef, daardie besef dat ek niks kan doen as dit nie in lyn met die wil van die Vader is nie, dat dit in ons sal groei. En die tweede praktiese punt wat vir my uit hierdie Psalm uit na vore kom as ons dit op ons eie lewe moet toepas, dit beteken dat ek saam met Vader sal moet begin voel. Die Ou Testamentiese teoloog von Rad gee 'n definisie van wat profesie is. Nou ons weet dat 'n profeet in die Ou Testament was iemand wat die wil van die Here God aan sy volk moes gaan verkondig. En nou sê von Rad dat geen profeet kan God se wil aan mense verkondig as hy nie kan deel in die emosies wat ons hemelse Vader het vir die mensdom en vir hierdie wêreld nie. Dit beteken verder dat ons saam met Vader moet voel. Hoe voel ons hemelse Vader oor mense? As ons dit begin doen, dan begin ons heeltemal anders kyk na mense wat oor ons pad kom. Hoe voel ons hemelse Vader oor hawelose mense? Hoe voel hy oor arme mense? Hoe voel ons hemelse Vader oor mense wat ek en jy miskien ervaar, wat ons te nagekom het? En wanneer jy deur Jesus se oë en deur sy hart, deur sy emosies na mense rondom jou kyk, wat jou pad kruis, dan begin jy heeltemal met 'n ander perspektief na hierdie mense kyk. En ek wil vir julle 'n pragtige voorbeeld noem van iemand wat die stigter was van die heilsleer, of wat ons ook noem die Salvation Army. En hierdie persoon se naam is William Booth. William Booth het geglo dat die evangelie vir hom bestaan uit seep, sop en saligheid. En sy verhaal begin een nag waar hy net nie aan die slaap kan raak nie. En dan verlaat hy sy huis
en gaan stap hy in Londen se agterstrate rond, as gevolg van 'n slapelose nag. En dan kom hy vroeg die oggend terug na sy huis toe. En terwyl hy daar in Londen se agterstrate stap, het hy verskriklike armoede gesien. Toe hy die oggend vroeg in die huis instap, vra sy vrou vir hom, "Waar was jy en wat het jy gesien?" En toe antwoord hy vir haar, "Ons doen heeltemal te min vir arme mense in hierdie wêreld." En so het hy en sy vrou saam besluit om by daardie agterstraat mense betrokke te raak. En kom hulle baie vinnig agter dat hierdie mense nooit 'n Kersete het nie, omdat hulle elke Kersfees begin drink en dronk op die strate is. En so besluit hulle dat hulle daardie spesifieke jaar vir hierdie mense 'n Kersete gaan aanbied. En saam met die Kersete begin hulle 'n sopkombuis daar in die agterstrate. En het die mense geweet, hulle kan enige tyd van die nag of dag daar instap en kan hulle 'n pot sop, 'n beker sop en brood kry. In 1878, ek val net myself in die rede, het hy die beleid gehad dat niemand kan die Here Jesus Christus leer ken met 'n hongermaag nie. En sy en sy vrou se bediening het so gegroei, dat in 1878 was daar 81 sopkombuise en in daardie spesifieke omgewing, en saam daarmee het 127 evangeliste vir hulle gehelp met hierdie bediening, en het hierdie bediening van krag tot krag gegroei. Op 'n ander dag, toe gaan stap William Booth oor die bekende Londenbrug, en raak hy diep bewus van 'n klomp hawelose mense wat onder stikkende komberse daar lê en slaap. En so gaan praat hy met die hawedokke en kry 'n spesifieke lokaal wat hulle as 'n nagskuiling ingerig het. Toe William Booth die dag te sterwe kom en sy begrafnis gereël word, toe sit die koningin van Engeland op sy begrafnis en langs haar sit 'n prostituut. En die koningin vra vir die prostituut, of sy was eintlik 'n bekeerde prostituut. En die koningin vra vir haar, "Hoekom is jy by William Booth se begrafnis?" En weet julle wat antwoord sy? En sy sê, "Omdat hy vir mense soos ek omgegee het." Ek wil graag saamvat. Jy kan vandag vir my sê, as ek na hierdie hele verhaal luister, is ek moedeloos. Want ek is nie 'n William Booth nie. Ek kan nie sulke groot dinge vir die evangelie en vir die koninkryk doen nie. En dan wil ek jou aanmoedig met die lewensmotto van Helen Keller. En wil jy nie ook in 2026 hierdie lewensmotto joune maak nie? Helen Keller het gesê, "I long to accomplish a great and noble task, but it is my chief duty to accomplish small tasks as if they were great and noble." Duisende klein dade van reg en omgee, laat die koninkryk van Christus in hierdie wêreld kom en het geweldige voordele vir die wêreld, soos wat die Here God dit in sy hart sien en soos wat hy voel oor die wêreld. Mag 2026 vir my en vir jou 'n wonderlike jaar van diensbaarheid in die koninkryk wees. Amen.